wanneer ons praat oor die dag van môre, oor my uitkyk na môre, gaan eerstens daaroor om God te leer ken. En ek Matteus 6 vers 30 tot 34 lees, dan is hierdie die eerste gedeelte wat uitstaan, leer God ken. In my hopeloosheid leer ek hom beter ken, begin ek verstaan wie is hierdie God wat my eerste lief gehad het, begin ek sy woord bestudeer en dan plaas ek hom eerste. Matteus 6 vers 33, een dag op 'n slag. Vers 34 sê hierdie, hy sê moet julle dus nie bekommer oor die dag van môre nie. Vertrou God vir die toekoms, ek leer God ken, ek plaas hom eerste voor alles anderste. Kan jy jouself voorstel in 'n land wat sogenaamd 85% Christene is? Wat sal gebeur in die land wanneer hulle funksies wil reël en al die kinders van die Here sê sorry, Woensdae aande of watter aande, ons kan nie by mekaar kom nie, ons is by sel. Wanneer my werk moet vasbyt, want op 'n Sondagoggend gaan hulle eers aanbid. Plaas hom eerste, lewe een dag op 'n slag en dan vertrou ons op God. Het gesê, dieselfde God wat vir die voëls voorsien, sal vir jou voorsien. Hy sorg vir die gras van die veld. Petrus was daar toe Jesus hierdie geleer het. En daarom sê Petrus in 1 Petrus 5 vers 7 tot 9, werp al julle bekommernisse op hom. Hoeveel? Al jou bekommernisse.